Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Van Handelinge 2 vers 37 tot 47 wil ek net ons aandag rig op twee dinge. En dis basies die twee punte. So die eerste punt wat ek net vir ons wil verduidelik, kom vanuit Handelinge van vers 37 tot 41. En basies gaan daai teks oor hoe die Heilige Gees die woord gebruik om bekering in mense te bewerkstellig. Met ander woorde, die Gees werk nie net in die verkondiging van die woord, maar ook in die ontvangs van die woord. En dis ons eerste punt waarna ons gaan kyk. Die tweede punt wat ons gaan raak sien is in verse 42 tot 47, dat ware bekering lei na gemeenskap. Met ander ons word gered vir groei. So om hierdie twee punte saam te vat, wat vanuit God se woord kom ons neer op hierdie hoofpunt, dat geesgedrewe bekering na evangeliese gesentreerde gemeenskap. Nou dit is 'n mondjie vol, ek sukkel selfs. Kortliks, dit is, ons is bekeer om in gemeenskap te wees. Of ons is bekeer om in gemeenskap te woon. Dis waarna ons vanaand gaan kyk. En so dit is net die layout en voor ons ingaan in die teks, kom ons bid net weer 'n keer saam. Ons kan nooit genoeg bid nie. Dis 'n voorreg en 'n eer. So kom net saam met my in gebed. Almagtige Vader, ons wil net na U toe kom en vra Here dat U ons harte aanneemlik sal maak, Here, vir die woord vanaand. En Here, dat die pragt en die majesteit van U Seun Jesus Christus sal deurdring. En dat die Heilige Gees, Here, ons nou gelees het, diep in ons harte sny, Here, net soos hy gesny het in daai mense se harte daai tyd. Here, mag asseblief ons harte ook kom sny en die Gees lei na ware redding en kennis van die Seun Jesus Christus. Ons bid dit in U naam. Amen. Soos ons na ons eerste punt gaan kyk oor geesgedrewe bekering. Wat is dit wat ons moet sien? En dis nou die vraag, wat waarneem? En die antwoord is hierdie, dat wanneer die ware evangelie gepreek word, sien ons die krag van die Gees. Werk nie net in die verkondiging van die woord nie, maar ook in die ontvangs van die woord. Ons staan net so 'n bietjie terug en skets net gou 'n prentjie oor waar is ons in die teks en wat het gebeur. Dis belangrik vir ons eerste punt. So die Here Jesus Christus sê vir ons in Handelinge 1 dat hy beloof om die Heilige Gees uit te stuur met die doel dat die disippels dan bekragtig gaan word om die evangelie boodskap te verkondig aan die uithoeke van die wêreld vanaf Jerusalem, Samaria en dan gaan dit so uit, brei dit so uit. So Jesus vaar toe op na die Vader toe en sy regterhand en ons begin lees in die eerste deel van hoofstuk 2 hoe die Heilige Gees toe uitgestort is op Pinkster, op die dag van Pinkster, die Pinksterfees in Jerusalem. Nou, dis nie per toeval dat die Heilige Gees op daai feestyd uitgestort is nie. Dis spesiaal want daar het duisende mense saamgedrom van alle uithoeke van die bekende wêreld, vanaf Arabië, Sirië, Anatolië, Rome. So al die mense kom nou saam en hulle word gekonsentreer hier in Jerusalem. En die mense praat nou natuurlik in hulle eie taal. Hulle kan nie mekaar lekker hoor nie. Mooi verstaan nie, maar hier kom die Gees toe en hy word uitgestort. En almal besef toe maar, ons kan mekaar hoor in ons eie taal. Wat gaan nie aan? Soos dink net 'n bietjie daaraan. Dis nog reg. En hulle is soos, wow, wat gaan nie aan julle? Soos ons verstaan nou hierdie ou wat Arabies gepraat het, of hierdie ou wat Hebreëus gepraat het. Ons kan hom nou verstaan in ons eie taal. Maar daar's 'n ander groep mense. Dis ander en hulle spot en sê, "Nee ou, wat dink julle? Julle moenie so bewonder nie. Hierdie mense is duidelik dronk." Okay. Maar Petrus sê, "Nee, maar dis 9:00 in die oggend, dis onmoontlik. Ons drink nie daai tyd nie." So hier kom Petrus, gevul met die Heilige Gees, wat oor die hele lang preek sê, en hy verduidelik basies dat julle slaan eintlik glad nie die spyker op die kop. Wat julle hierso sien gebeur,
is eintlik vervulling van die skrif. En die skrif sê dat die Gees gaan kom wanneer die Messias, Jesus Christus, opvaar hemel toe na hy uit die dood uit opgestaan het. Hom. Hier is die skrif, luister mooi. En toe kom hierdie hele preek oor Jesus Christus. En hy som dit op in vers 36 en hy sê, hier is nou Petrus, let all the house of Israel therefore know for certain that God has made him both Lord and Christ. This Jesus, whom you crucified. Dis waaroor sy preek gegaan het. Dat Jesus is die Here en Christus, wat nou sit God se regterhand. En hy het sy Gees uitgestort, dit wat julle nou hier sien gebeur. En hierdie Jode is daaraan skuldig, dat hulle hierdie Jesus Christus gekruisig het. Ons moet onthou hierdie Jode wat voor Petrus staan, het net so 'n paar weke terug geskreeu toe Jesus nog geleef het, daar voor die owerhede. Kruisig hom. Kruisig hom. Let him be crucified and his blood be on us and our children. Hulle weet baie mooi wat hulle gedoen het. Dis nog baie vars in hulle gedagtes. Maar nou toe hulle hierdie geesvervulde woorde hoor van Petrus, Jesus, wat hulle gekruisig het God beide Here en Christus gemaak. Hulle is toe vreesbevange. Lees saam my vers 37 as jy die Bybel het. Now when they heard this, they to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Hulle weet hulle is skuldig. O nee, ons is ons het die Here gekruisig, God se Messias. Brothers, what shall we do? Ek onthou 'n storie toe ek klein was. Ek was baie lief om stokke te swaai. Dit was 'n lekkertjie van my. My ouers sê vir my, jy weet, ek swaai dit in die huis. Jy swaai nie daai stokke in die huis nie. Jy gaan iets breek, natuurlik. Ek meen, dit is 'n lang ding. Op 'n dag swaai ek my stok. Ouers is nie by die huis nie. Wat gaan hulle weet? Toe breek iets. Ek het geweet wat gaan kom, nee, ek is skuldig. Ek hoop maar my ouers is genadig. Daai angs wat ek beleef het. Is dit nie amper soos daai hierdie Jode nie? Jy weet jy's nou skuldig en daar's niks wat jy daaraan kan doen nie. Jy word blootgelê, jy's uit. Nou die teks sê, hulle is in hulle harte getref. They were cut to the heart. Hart. The heart. Ons het al daai woord gehoor. Aandiens ons moet onthou, die hart is die sentrale plek van ons wese, ons begeertes. Dis ons identiteit. Hier kom die Heilige Gees nou. En hy tref die hoorde se hart soos 'n 10 ton trok. En hy sny hulle harte oop om Petrus se preek regtig te hoor en te verstaan. Hy prikkel nie net hulle emosie nie. Hy sny harte. Die Gees is 'n hartchirurg. Hy verander 'n mens van binne. Hy maak oë oop om Jesus te sien vir wie hy is, Here en Christus. Soos ons sien in hierdie eerste punt dat die Gees werk in die verkondiging van die woord, sowel as in die ontvangs van die woord. God die Heilige Gees werk nie net in die prediking van die woord nie, hy werk nie net in Petrus se preek nie, maar ook in die ontvangs van die woord. Kyk hoe is hierdie Jode getref deur Petrus se preek. Dis wat die Heilige Gees kom doen het. Dis wat die Hebreërs 4 vers 12 sê, dat die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. God se woord is die instrument. Verlossing dan, dis wat ons moet besef. Verlossing is nie iets potensieel nie. Petrus se preek het nie net so in die lug gehang soos 'n ballon en niks gedoen nie. Nee. Dit het aktief gewerk in mense se harte soos 'n snydokter. Dis Romeine 1 vers 16, die evangelie, die krag van God is the power of God unto salvation. Vir elkeen wat glo, eers vir die Jood, maar ook vir die Griek.
So wat 'n uitwerking het die Gees gehad? Sien ons die effek van God in ons teks. Hoor weer verse 38 tot 41, dit gaan vir ons opkom op die skerm. And Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of the Holy Spirit. For the promise is for you and for your children and for all who are far off, everyone whom the Lord our God calls to himself. And with many other words he bore witness and continued to exhort them, saying, save yourselves, crooked generation. So those who received his word were baptized, and there were added that day about 3,000 souls. Om weer terug te kom, wat 'n uitwerking het die Gees gehad? Die Jode het bekeer. Hulle is gedoop as 'n teken en seël van hulle nuwe lewe in Jesus Christus en die dood vir hulle ou lewe. En derdens, hulle is ook bygevoeg tot die gelowige gemeenskap van die Gees. So die bewys ook dat die Gees kom werk het in hulle harte, is dat die mense bekeer het. En dis waar ons 'n bietjie gaan op pause, op bekeer, repent. Petrus se keer. Dis die ingang, the gateway, tot die Christelike lewe. Ek weet nie van die res van ons nie, maar die woord bekeer klink baie keer bietjie afgewaterd. Dis iets wat ons baie keer hoor, veral van 'n kerk opset is. So dit verloor baie keer 'n bietjie van daai krag. Maar hierdie teks wys vir ons eintlik inteendeel nie. Insluitend vir my, die grootheid van waarheid. Repentance, vriende, dis die verskil tussen 'n kind van God of 'n kind van hierdie wêreld. Bekering dui aan of hierdie Jode nog teen God en Christus is, of dat hulle die manier van Jesus Christus gekom het. Maar nou wat is bekering? Hoe lyk dit? Wat presies is dit? En dis 'n goeie vraag en ons gaan dit beantwoord. So net om waaroor ons eerste preek gaan, is dat die Gees nie net betrokke is in die verkondiging van die woord nie, maar ook in die ontvangs daarvan. En bekering is essensieel tot die ontvangs van die woord. So wat is bekering? Bekering in die oorspronklike taal beteken metanoia. Dit beteken letterlik 'n verandering in denke. 'n Verandering in denke. So met bekeer, repentance, word daar eerste keer dink. Die persoon wat bekeer het, dink nou anders oor iets. So dit voel nie, maar dit begin eers met ons verstand, ons denke. So hier is die vraag, waaroor dink anders? Dink ons miskien anders oor hierdie wêreld? Dink ons anders oor ons vriende en ons familie? Dink ons miskien dalk anders oor morele? Ons oor hierdie persoon, Jesus Christus. Dis waar ons nuwe perspektief gaan. This man from Galilee. Sien die kontras van die Jode na hulle bekeer het. Die mense wat 'n paar weke terug geskreeu het, kruisig hom. Ons wil niks te doen hê met jou nie, Jesus. Wie se koning is jy? Nou, ja, Here Jesus, U is waarlik koning. U en Christus, vergeef ons sondes, want ons is skuldig. Die krag van die Gees laat hulle besef, wow, wag net 'n oomblik. Hoe ons Jesus beskou het, is heeltemal, hy is nie sommer maar hierdie mislukte aanhitser, of 'n godslasteraar nie. Hy is die seun van God, ons Messias, wat ons gekruisig het. Dis wat bekering kom doen. Dit verander ons denke rondom Jesus. Die mense in vanaand se teks sien hulle was rebelle teenoor God. Hulle was skuldig aan kosmiese hoogverraad, cosmic treason. Dis iets verskrikliks. Maar ook meer as net 'n anderste dink oor Jesus. Bekering verander ook die rigting van ons lewens. Onthou, they were cut to the heart. Iets gebeur. Iets fundamenteel het verander. Dis 'n 180 grade wegdraai van 'n liefde vir sonde en 'n haat vir Jesus Christus en God na 'n liefde vir Jesus, volle toewyding aan hom.
en 'n haat vir sonde, 'n haat vir ons ou lewe. En ons gaan binnekort sien in verse 42 tot 47 hoe hierdie veranderde lewe lyk. Maar sodat ons nie net by die Jode van daai tyd nie, kom ons bring die saak so bietjie nader huis toe. Daar word nie vanaand gepreek vir eerste eeuse Jode nie, maar vir ons almal in die aanddiens hier vanaand. Ons reaksie op dit wat ons tans hoor. Verwerp ons Jesus se heerskappy? Kom ons wees nie te neerhalend teenoor hierdie Jode wat ons oorlees nie. Ons wat sê ons is in Jesus, moet ook bely. Ja, my hand is ook betrokke in Jesus se kruisiging. Ek wil ook die prins van lewe dood hê. Voor ons Jesus se vergifnis vir ons, kom ons sien dat ons hand is in sy kruisiging. Ons wat hier sit. Hoor hoe sê John Stott dit in sy boek The Cross of Christ. Ek gaan hierdie stadig lees, dit is uitstekend. Dit behoort vir ons op te kom. More important still, we ourselves are also guilty. If we were in their place, we would have done what they did. Indeed, we have done it. For whenever we turn away from Christ, we are crucifying the Son of God all over again and subjecting him to public disgrace. We too sacrifice Jesus to our greed like Judas, to our the priests, to our ambition like Pilate. Were you there when they crucified my Lord? And we must answer, yes, we were there. Not as spectators, but as participants, guilty participants, plotting, scheming, betraying, bargaining, and handing him over to be crucified. Like Pilate, but him will be as futile as his. For there is blood on our hands. Aanddiens, there is blood on our hands. Before we can begin to see something done for us, leading us to faith and worship, we have to see it as something done by us, leading us to repentance. Indeed, only the man who is prepared to own his share in the guilt of the cross may claim his share in its grace. Almal van ons vanaand, ek ingesluit, is net so skuldig in ons verwerping van Jesus. Ons kan slegs Jesus se losprys, sy betaling toeëien wanneer ons besef dis jou sonde wat hom daar gesit het. Indeed, only the man who is prepared to own his share in the guilt of the cross may claim his share in its grace. En in ons gebroke, gevalle staat wil ons niks met Jesus te doen hê nie. Ons aan koning en Christus nie. Julle, wat is ons verhouding met hom? Ons kan sê ons weet nie, of wat maak dit nou eintlik saak? Maar daar's geen neutraliteit met hier te doen het nie. Jesus sê self, hy wat nie vir my is nie, is teen my. Daar's geen neutraliteit nie. Ons moet dit besef. Saint Augustine het eens gesê dat Christ is not valued at all unless he is not valued above all. Is Christus jou alles? Is hy die Here en Messias van jou lewe? Of probeer jy nog jou eie Christus wees, jou inning, jou eie God? Vriende, dit maak nie saak wat ek of enigiemand anders van ons miskien dink oor Jesus nie. Dit maak nie saak wat my opinie oor hom is nie. Die woord sê, he is both Lord and Christ. It's absolute, it doesn't change. Voor ek bekeer was ek Heer oor my lewe. Maar nou is Jesus my Here. Ja, voorheen was miskien 'n deel van my lewe, so het ek gedink. Ek kom ons uit 'n Christelike huis, my ouers glo dalk. My Bybel het langs my bed gelê. Maar toe die Gees kom en my oë oopmaak dat ek eintlik 'n rebel was, 'n vyand van God, en dat Jesus se oordeel oor my hang,
Toe moes ek bekeer van my sondige hart en nou nog moet doen. Maar dank God, hy het my vergewe, nuwe lewe gegee. Dis Psalm 51:17. Dit sê, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and repentant heart. These, O God, you will not despise. Aandiens, hoe staan ons saak met die Here? Ons grootste sondes wat ek wil hê ons moet hier vanaand besef, dis nie leuns nie, dis nie moord nie. Die grootste sonde wat ons kan hier pleeg, is om Jesus Christus te verwerp. Christus. Is hy jou alles? Is hy jou Messias? Is hy jou koning? Het hy jou vrygemaak van die krag van sonde? Jou beste vriend. Bekeer jy vandag nog? Smag jy na meer van Christus? Is God se heiligheid en majesteit iets waaroor jy nog in bewondering is? Bring jy nog jou sonde na die voet van die kruis? Wanneer laas het ons gehuil oor sonde? Ek het ook daaraan gedink. Wanneer laas het ons uitgeroep soos, therefore I despise myself and repent in dust and ashes. Voel ons harte miskien koud vir Jesus? As ons eerlik is, dink ek, ons harte is nie so soos wat dit was toe ons hom die eerste keer ontmoet het nie. Ons het gewoond geraak aan hom, soos 'n kind gewoond raak aan sy Kersgeskenk. Daar is hoop. Vanaand roep God se woord ons om opnuut te sien dit wat sy seun vir ons gedoen het. Dat ten spyte van ons rebellie en haat, het hy sy gees aangegee en ons oë oopgemaak om te bekeer en te draai in geloof na Jesus Christus, wat ons sonde op hom geneem het, sy geregtigheid, sy righteousness aan ons kom gee het, en hy het ons kom versoen die Vader in 'n ewige verhouding. En Jesus is nie meer skaam om ons broers en susters te noem nie. Dis Hebreërs 2 vers 11. That is why, praten van Jesus, is not ashamed to call them brothers. Jesus, as ons in hom glo, is nie skaam vir ons nie. Ons het miskien familie waar ons so 'n bietjie skaam is. Jy weet, daai broer of van my wat bietjie sukkel met 'n alkoholprobleem, daai sussie wat rondslaap. Jy weet, ons wil nie regtig geassosieer word met daai mense nie, want dit lyk sleg op ons. Ons kry skaam vir hulle. Maar Jesus ken alles van jou, en meer as wat jy van jouself weet. Jou diepste sondes, en hy weet presies hy weet wat hier aangaan, wat ons dink. Maar ten spyte daarvan, sê hy steeds, ek is nie skaam vir jou nie, my broer, my suster. Dis liefde. En as daar die van ons is wat vanaand weet, ons saak is nie reg met die Here nie. Jy ken hom nie. Gegee wat God in sy teks sê, praat die Gees met jou. Hy getuig en sny dit oop. He pierces the heart. En ek kan met volle vertroue sê, dat vanaand die geleentheid is om jou lewe te gee vir Jesus. Bekeer. Bid dat die Gees jou sal oortuig van sonde. Bid vir 'n hart vir Christus. As hy nie die Jode verwerp het, wat daai tyd hom gekruisig het nie, kan ek vir julle waarborg, hy gaan jou nie nou verwerp nie. Jesus sê self, he that to me, I will in no wise cast out. Draai jouself na hom toe. Keer weg van jou sondes en ontvang die nuwe lewe. As die Seun jou vrymaak, is jy waarlik vry. Moenie langer karring met aardse begeertes en 'n lewe wat om jouself draai nie. Dit is so goed as om 'n sandkasteel te bou met die hoop om die golwe te keer. Jesus is koning. Gaan jy bekeer en onder sy heerskappy kom? Soos ons gesien het, dis absoluut, dis onveranderd. En dis die belangrikste vraag
Dis die belangrikste vraag, lewe, gaan ons onder sy heerskappy kom? En die geleentheid is vanaand hier. Die Gees is hier betrokke. Nou ons lees in vers 41 dat, so those who received his word baptized, and there were added that day about 3,000 souls. Onmiddellik na hulle bekering word die mense bygevoeg tot die Christen gemeenskap. Jy weet, dis nie asof hulle gered word en niks gebeur met hulle nie. Hulle word gered en daar's hulle en doen niks. No. Hulle word gered en dan gebeur iets. They were added. Added where? They were added to die kerk. En dit bring ons na ons tweede punt. So, ons het gesien nou in ons eerste punt dat die Gees werk nie net in die verkondiging van die woord nie, maar ook in die ontvangs daarvan. En die ontvangs van die woord lei tot bekering. Maar nou gaan ons sien wat dit prakties beteken. Wat doen ons nou anders wanneer die Gees van God ons lewens kom verander? En dis ons tweede punt, dat geesgedrewe bekering lei na groei in gemeenskap. Met ander woorde, ons is gered vir groei in gemeenskap. Gered vir groei. Hoe lyk die bekeerde lewe? Wat is dit prakties? Kyk weer eens in vanaand se teks, dit sal vir ons opkom, vers 42 en 44. Ek dink ook 45, as ek reg onthou, maar dit lees so. And they devoted themselves to the apostles' teaching and their fellowship to the breaking of bread and prayers. And all who believed were together and had all things in common. And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all, as any had need. So prakties wat ons sien is 5 kenmerke van geestelike groei vir die bekeerde. Kom ons dink daaraan as die tools van geestelike groei. En dit is die leer van die apostels, die gemeenskap, die fellowship, die breking van brood en vrygewigheid. Maar voor ons aangaan, daar's 'n groot NB, as ons so kan stel. Dis 'n vraag wat ons asseblief net in ons koppe moet antwoord. Waar staan hierdie kenmerke in die teks? Kom ons vra onsself dit. Waar kom hierdie kenmerke voor? Voor die nuwe lewe of na die nuwe lewe? Volg bekering op wat ons hier gaan lees of gelees het, of volg wat ons hier lees op bekering? Dis belangrik om dit te weet. Hierdie 5 kenmerke van die woord, die gemeenskap, die brood, en die vrygewigheid is nie 'n to-do-lys om 'n gelowige te word nie. Nee. Eers kom die hartsverandering, soos ons nou gesien het in verse 37 tot 41. Dan kom die nuwe lewe soos ons gemeenskap. Met ander woorde, ons werk nie vir spirituele brownie points. Hierdie is waar ons geestelik groei, hierdie teksverse waar ons nou kyk. En dit is die duidelike en ware vrug van bekering. So vra jouself, as ek 'n gelowige is, word ek deur hierdie dinge gekenmerk? Is dit meer en meer deel van my Christelike lewe soos ek aangaan? So kom ek na hierdie 5 kenmerke en onthou, dis kenmerke van geestelike groei in gemeenskap. Dis nie individueel nie, maar saam as gelowiges. So eers die leer van die apostels. Vir die Jode in daai eerste eeu was dit die persoonlike herinnering van Jesus se woorde aan die apostels. Nou waar vind ons vanaand aandiens die leer van die apostels vandag? Ons was ons nie daar om te hoor wat die apostels met hulle monde gesê het nie. En dis in die skrif. Dis waar ons gaan om te hoor wat hulle gesê het. Devoted themselves to the apostles' teaching. Hulle het in die leer van die apostels. Beskryf dit ons. Is dit hoe ons Sondag by einkomste sien, as die gemeenskap van die gelowiges kom en onder God se woord staan, om te aanbid en om te groei binne in gemeenskap? Vir ons konteks is die gesinsgroep, die studente, ons Sondag by einkomste, is dit vir ons vreugde? Het ons 'n honger en 'n dors om na God se woord te hoor? Ek weet ons gaan dit nie perfek doen nie.
En ek kan self getuig, ek is nie altyd lus nie. Die bereidwilligheid is nie altyd daar nie. Maar dis belangrike woord is devoted. Kan ons leefstyl beskryf word as mense wat volhard in die woord? Of sien ons samekomste as iets opsioneel? Iets waarna toe ek gaan as ek lus het? So uitkyk, sê dit bring nie groei nie. Of eer aan God, for that matter. En as ek kerk toe gaan, hier is die vraag, hoekom gaan ek? Hoekom gaan ek kerk toe? Gaan ek kerk toe om goed te voel oor myself voor die week begin? Gaan ek kerk toe om emosies te ontlok of om te prikkel? Of gaan ek na 'n kerk toe waarvan hulle gesê word, they devoted themselves, 'n kerk wat onder God se woord staan en God se woord verkondig? Dis belangrik hierdie aanddiens. Ek hoop ons sien dit raak. Hierdie bepaal of ons groei of nie. Sien ons nie dan eintlik 'n belangrike rol kerk is nie. Dis die gemeenskap van die gelowiges, die wat uitgeroep is deur die woord van God. Die tweede in gebed. Die eerste Christene lees ons het volhard in gebed. Beskryf dit ons ook. Is saam bid iets wat ons doen as gelowiges. Die teks sê as ons gered is, as ons net reg onthou, as ons gered is gebed veronderstel om iets te wees van geestelike groei in gemeenskap saam met ander gelowiges. En die derde een is die gemeenskap, die fellowship. Deel ons in die lewens van mekaar. Deel ons in mekaar se lewens. Die mense daai tyd het nader geword en saam die liefde van God en die vrede van Christus ervaar. As iemand van ons nie alreeds deel is van 'n geloofsgemeenskap nie, 'n gesinsgroep of deel is van die studentegroep nie, sê dit vir ons, jy verloor uit in gemeenskap. En in iemand belangstel. Vra die tyd wat ons weet betrokke is by die studente of in 'n gesinsgroep, selfs die van ons wat in ons kerke is. Hoe hulle dit ervaar? Hoe ervaar hulle die gesinsgroep? Hoe ervaar ons die studentegroep? Bring dit vreugde? Is daar geestelike groei? Ek seker verse 46 en 47 beskryf hulle so. Saamgekom het with gladness and simplicity of heart, praising God and having favor with all the people. Ons word gered ook om te groei in gemeenskap. Dis die klem van hierdie punt. In the breaking of bread, die breking van die brood. Die gelowiges het bymekaar gekom om saam te eet en nagmaal te hou. Dis ook 'n kenmerk van groei in gemeenskap. Dis hoekom ons vanaand hier die nagmaal gaan hou saam as gelowiges om ons te herinner aan Jesus se liggaam wat vir ons gebreek is en sy bloed wat vir ons gevloei het. Die laaste een is vrygewigheid. Dis verse 44 en 45. And all who believed were together, and they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. Die mense het gemeenskaplike besittings gehad. Met ander woorde, hulle het na mekaar se behoeftes in liefde. R.C. Sproul stel dit so, dat die slide sal vir ons kom, hy beskryf dit baie goed. Hy sê, what is driving these people here in the first century and what should drive us now in this century can be summed up by the word generosity. Christians are not required to give up all their private property, but they are required to be generous. Why? Because we live under the hand of a generous God. The giving of the early Christians was voluntary. They gave because they wanted to give. God loves people who express their gratitude to Him. Mag dat ons gesê word dat ons harte koud is en dat ons oë na binne kyk en wegdraai van ander mense wat in nood is nie. Laat ons bekend staan as vrygewige mense, soos die eerste Christene bekend was. Kom ons wees gretig om te gee, ons tyd, ons geld, vir die wat in nood is, en waar ook al daar nood is. Iemand kan vra, ek sien nie dit nie, waar is hierdie geleenthede om te gee? Waar is hierdie geleenthede om my tyd in te ploeg? En 'n goeie voorbeeld
Ons doen dit hier by Ligpunt, is die tutoring in Mamelodi op 'n Saterdag, waar mense ons skoolkinders help en waar ons tyd kan opgee. Finansiëel, ons kan ook ons geld gee vir die kerk. As bewys dat soos Jesus homself vir ons gegee het, so kan ek my teruggee vir hom en sy kerk as danksegging. So hierdie is die 5 kenmerke en ons kan dit basies weer eens opsom as 5 punte van groei in gemeenskap en plaas na ware bekering. Hierdie is iets wat ware gelowiges beskryf. So my vraag vanaand is aandiens, is ons ingekoop in God se model vir sy mense? Nuwe gelowige, ou gelowige. Sien jy waarna toe? Beskryf hierdie jou geestelike lewe? Ons Christelike lewe alleen doen nie. Ons is nie in isolasie nie. Dis nie asof hierdie eerste bekeerdes tot geloof kom, hulle is gedoop en dan doen hulle net hulle eie ding nie. Nee. And day by day in the temple together, is wat die teks sê, together, and breaking bread in their homes, saam. Om gered te wees is om binne gemeenskap gered te wees. Leef jy saam in gemeenskap jou geloof uit? Of is jy net hier om te ontvang? Wat kan ek kry uit ander? Hoe kan ek net kom en ontvang? Hoekom moet ek, dis mos my tyd wat ek nou opoffer. Hoekom moet ek gee? Ander mense kan vir daai persoon help. Ander mense het meer geld as ek. Ek. Julle, niemand van ons gaan in hierdie lewe perfek wees nie. En die Here weet dit. Of selfs, ons het nie die beste van intensies altyd nie. En dis oukei. Wat hierdie is die ideaal. Maar dis streef ons daarna. Dis die vraag. Kom ons deel in die vroeë kerk. Dis wat die teks na ons toe roep, om te deel in hierdie vroeë kerk se visie van gemeenskap. Kom ons laat God se woord ons ideaal skep. Ek eindig met hierdie volgende aanhaling. Weer van Hasiespraal. In this text, we have a brief glimpse, a model of the church blowing the cobwebs out of our minds and our assumptions so that we can come together in delight, praising God for what He has done for us in Christ. Done for us. Kom ons verbly ons hoofgod, wat Hy vir ons gedoen het in sy Seun Jesus Christus. 'n Nuwe identiteit, 'n nuwe lewe, 'n nuwe familie. Laat ons sien dat Hy ons gered het vanuit sonde en dood lewend gemaak het vir hom en sy mense. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Vader, ons het na U woord gekyk, Here, en net soos Petrus se preek, Here, daar's geen krag in die woord sonder die Heilige Gees nie. So ons vra, Here, dat U Gees in ons harte sal indring, harte sal oopmaak, harte sal getuig van sondes, Here, en ook harte wat koud is, Here, om weer warm te word vir U Seun Jesus Christus. Almagtige Vader, ons dankie en ons loof en prys U, Here, dat ten spyte van ons sondes, ons ongeregtighede, selfs ons wat U kinders is, Here, dat U ons nog steeds vergewe. Here, ons vra dat ons meer sal groei in heiligmaking. Here, ons vra dat ons meer en meer sal gelykvormig word aan die beeld van die Seun Jesus Christus. Here, mag ons mense wees wat van word. Ons is mense wat in gemeenskap woon, mense wat 'n vergestalting is van die ware bekering, mense wat lief is en omsien vir mekaar, Here. Here, U het ons geroep na 'n nuwe familie toe en Here, mag ons waardig geag word as U kinders. Here Jesus, ons wil net vir U dankie sê dat U nie skaam is vir ons om vir ons broers en susters te noem nie. Here, dankie dat ons 'n reddende en lewende verhouding kan hê met U. Here, ons bid spesifiek ook vanaand vir die van ons wat se harte koud is en wat U nie ken nie. Here, dat U bekering sal bewerk. Here, sonder U is daar geen lewe nie. Daar's net duisternis. Here, in U is dit net lig. So ons vra, Here, dat
U vir ons kinders van die lig sal maak, Here, en dat ons as U kinders sal wandel in daai lig, selfs al is dit moeilik, want ons sondes word uitgewys. Here, wees met ons ook hierdie week verder in, en Here, hou ons veilig hierdie jaar. Here, ons bid dit in U naam, en Here, ons vra 'n spesiale seën nou oor die nagmaal wat ons gaan intree. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.